Burgerskap verwys na die wetlike status en verwantskap tussen 'n individu en 'n land, waar elkeen geregtig is op sekere wetlike regte en verantwoordelikhede. Burgerskap word verkry deur die nakoming van wetlike vereistes, soos vereis deur 'n nasionale, provinsiale of plaaslike regering. In Suid-Afrika is die handves van menseregte van toepassing op elke burger, en dit sluit onder andere in die reg tot respek en waardigheid, gelykheid, vryheid van spraak en uitdrukking, vryheid van assosiasie, vrye keuse van handel of beroep, vryheid van oortuiging en geloof, gesondheidsorg, kos, water en sosiale bystand, regverdige arbeidspraktyke, basiese onderwys en opleiding, en veiligheid, sekuriteit en beskerming. Suid-Afrikaanse burgers moet hul regte op 'n verantwoordelike wyse uitoefen. Hulle moet haatspraak, verspreiding van leuns en belediging van ander vermy. Elke mens gelyk en regverdig behandel. Mense met respek en waardigheid behandel. Gereeld skool bywoon om te leer en hard te werk. Nie ander seermaak, boelie of intimideer nie. Ander mense se eiendom respekteer. Ander se oortuigings en opinies respekteer. Burgers moet ook verskeie rolle vervul wat ingedeel kan word in professionele en individuele kategorieë. Professionele gesondheidspraktisyns, soos dokters en verpleegsters, moet vir 1 jaar verpligte gemeenskapsdiens doen voordat hulle by hul professionele raad kan registreer. Individuele burgers kan hul tyd wy aan 'n liefdadigheidsorganisasie of omsien na die omgewing deur plastiek te herwin by die plaaslike herwinningssentrum. Besigheidsburgerskap is wanneer besighede die verantwoordelikheid neem om te sorg vir 'n hoër lewensstandaard vir gemeenskappe, maar ook winsgewend bly vir hul aandeelhouers. Besighede moet daarom eties optree en 'n balans handhaaf tussen die behoeftes van die aandeelhouers, die gemeenskap en die omgewing. Besighede moet bydra tot sosiale en ekonomiese ontwikkeling van hul gemeenskappe, deur werksgeleenthede te skep vir lede van die gemeenskap, asook produktiwiteit verhoog deur hul eie werknemers op te lei. Hulle kan ook betrokke raak met MIV-vigsprojekte vir hul werknemers of die gemeenskap. Individue en instellings kan deelneem aan die sosiale en die ekonomiese ontwikkeling van hul gemeenskappe deur individuele besigheidspraktisyns, besigheidsgemeenskap, nie-regeringsorganisasies, NRO's, en gemeenskapsgebaseerde organisasies, GBO's. Individuele besigheidspraktisyns speel 'n kardinale rol in die ekonomiese ontwikkeling van 'n land deur die skepping van werksgeleenthede, asook die verhoging in die kwaliteit van lewe vir die land se burgers. Die rol van die besigheidsgemeenskap sluit in lewering van sekere noodsaaklike dienste namens die regering, monitering van regeringsbeleide en aksies, asook om hulle aanspreeklik te hou daarvoor. Nie-regeringsorganisasies, NRO's, spreek die regering se tekortkominge aan deur die lewering van dienste en sosiale beskerming van burgers. Gemeenskapsgebaseerde organisasies, GBO's, wat nie winsgewende organisasies is, het ten doel om die gemeenskap waarin hulle funksioneer te verbeter. Hulle is informele groeperinge van mense wat goeie dade verrig. Die verskil tussen NRO's en GBO's is dat NRO's wetlik en op 'n groot skaal werk, terwyl die GBO's informeel op kleiner skaal werk. GBO's werk ook in 'n spesifieke gebied, terwyl NRO's in 'n groter gebied funksioneer.